Goeiemôre gemeente, baie welkom vanmôre ook hier by die Kersdiens en ons wens vir elkeen van julle vreugdevolle Kersfees toe. 'n Kersfees wat julle ook weer opnuut sal besef waaroor Kersfees werklik gaan. Nou, ek sit vanoggend so en dink by myself, 2 jaar terug het ek my eerste Kersfeesdiens hierso in 'n Rydswes gemeente gehou. Nou, die van julle wat my dalk nie ken nie, sal dalk nie weet nie, of dalk van julle wat my ken, sal dit dalk ook nie weet nie, maar ek is eintlik 'n diep introvert, en daardie eerste Kersdiens wat ek hier opgestap het en by die preekstoeltjie kom staan het, toe dink ek by myself, ek gaan hier omdraai en terugloop, hierso is net te veel mense, want ek kom eintlik uit 'n klein gemeente uit, Arlington en Lindley, daar's nie so baie mense nie, so dit was nogal vir my 'n groot aanpassing gewees om hier te kom waar daar so baie mense in die kerk is, maar deur die genade van die Here is ek dankbaar dat ek ook nou al 'n bietjie gewoond geraak het aan al die mense, en dit is so wonderlik om julle hier te sien. Dit is so wonderlik dat elkeen van julle ook vandag op hierdie spesiale dag die moeite gedoen het om hier te kan wees. En ons almal ken die Kersfees storie so goed. Ons ken die storie, ons het dit al so baie keer gehoor, van kleintyd af word ons groot met hierdie verhaal van Kersfees, die verhaal van die herders, die verhaal van Jesus wat gebore is in 'n krib, die verhaal van ons verlosser wat gebore is. Ons ken dit baie goed. En so tydjie terug het ek 'n Amerikaanse sitcom gekyk, The Middle, en hierdie storie gaan oor 'n disfunksionele familie, wat nou nie regtig vreeslik kerkmense is nie, maar hulle voel daarom Kersfees moet hulle kerk toe gaan, en hulle besluit toe, hulle gaan kerk toe gaan die Kersdag, en toe hulle daar by die kerk kom, toe sien hulle die kerk is al klaar verby, hulle is laat vir kerk, en toe sê die ma, hulle het besluit, hulle gaan kerk toe gaan, so hulle gaan nou op die televisie kerk kyk. En soos wat mens nou maar maak, as jy by die televisie is, dan vat jy jou popcorn en jy vat die remote, en jy trek vir jou gemaklike klere aan. En toe hulle die gemaklike klere aantrek, toe sê die ma, nee, maar julle kan nie gemaklike klere aantrek nie, ons sou kerk toe gaan, julle moet julle kerkklere aanhou. En hulle het so rukkie na die Kersdiens gestaan, en gekyk, die pa, en toe staan hy op, toe sê hy ken hierdie storie al te goed. Hy ken die storie al te goed. Nou vandag is dit regtig die gebed van my hart, dat jy die boodskap van Kersfees weer opnuut sal hoor. Dat jy opnuut sal hoor dat Jesus Christus, die verlosser, die hoop van die wêreld, na die aarde toe gekom het. Dat hy hierheen gekom het, omdat hy lief is vir jou. Omdat hy in 'n verhouding met jou wil staan. En dit is my gebed, dat jy die teenwoordigheid van die 3 maal heilige God vandag op 'n besonderse wyse sal ervaar en beleef. En mag jy weet dat hy jou liefhet. Die vreugdelied wat engele sing, het die boodskap oor Jesus aan herders gebring. Die goeie nuus, soos lank reeds voorspel, het 'n engel die nag aan die herders vertel. Immanuel, Immanuel, God kom verlos sy Israel. Die goeie nuus wat engele bring, is die boodskap wat herders ook weier laat kring. Met herders wil ook ons nou getuig, en in dankbaarheid oor ons verlos
Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en sy woord nooit laat vaar nie. Hemelse Vader, op hierdie Kersdag kom ons voor U met dankbare harte. Dankie dat U nie ver gebly het nie, maar U Seun gestuur het, Immanuel, God met ons. Maak vandag ons oë oop vir die wonder van U liefde. Laat die Heilige Gees hierdie bekende verhaal vir ons nuut maak, sodat dit in ons harte kan raakvat plek kry. Dat dit ons harte kan verander. Seën ons tyd saam in U teenwoordigheid. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus wat vir ons gebore is deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Al sou die vyeboom nie bot nie, Here, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. En al sou die verlang tot diep in my oë gaan lê, en die bang en onsekerheid bietjies in my hart wegkruip. Al sou die kilometers vol grond en gate voor my voete uitloop, en my hart se probeer moeg raak. Al sou my oë sukkel om die son raak te sien, die son wat U elke dag op my pad kom neersit. Al sou my kop aanhou probeer om my hart te verstaan en my bid party dan moeg voor U kom kniel, nogtans sal ek in U bly glo. Sal ek glo dat U hart goed is en liefde is. Nogtans sal ek elke môre luister of ek U stem hoor. Want dit is U wat vir my die krag gee om elke oggend op te staan, in my stukkie pad voluit te stap. Dit is U wat my hart se huil stil maak en die stukkies verlang gaan wegbêre daar waar dit hoort. Dit is U wat die verlede se onthou toevou in die hande en dit eenkant neersit, daar waar dit my nie meer kan raak sien. Dit is U wat langs my kniel en my optel as die pad vir my te lank word. Daarom sal ek glimlag oor U. Daarom sal ek elke oggend U vrede diep in my hart gaan wegbêre. Daarom sal ek my kop oplig in die lewe stil in die oë kyk, want U Here loop saam met my, elke dag, altyd. En dit is vir my genoeg. Mag jy elke dag die vrede en liefde van ons hemelse Vader ervaar. Kom ons staan en sing saam. Stille nag van vrede onder die suiderkruis. Wel stemme uit die ou verlede, o sterrevelde reis. Kersfees kom, Kersfees kom, hier aan God die eer.
ons die dag gedenk. Toe hy sy siel aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Ons skriflesing vandag kom uit Matteus 1 vers 23 en ons gaan ook gedurende die prediking kyk na gedeeltes uit Psalm 139 wat GP ook vir ons gaan voorlees tydens die prediking. Maar voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons word net op hierdie spesiale dag weer opnuut bewus van sy teenwoordigheid. Opnuut bewus daarvan dat hy Immanuel is, God met ons, God by ons. Kom ons raak stil voor die Here. Hemelse Vader, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is, die een wat was en die een wat weer kom. En Here, op hierdie dag, op hierdie spesiale dag, waar ons opnuut herinner word, dat U na hierdie wêreld toe gekom het. U wat self God is, het na die wêreld toe gekom, en U het slaweklere aangetrek, en U was getrou tot aan die dood aan die kruis. Here, dit is die boodskap van die evangelie. Dit is die boodskap van verlossing, dit is die boodskap wat vir ons hoop gee in hierdie lewe, maar ook vir altyd in die ewige lewe. U gee vir ons die ewige lewe. U gee vir ons die rede vir ons bestaan. En Here, mag ons vandag ook die boodskap wat U deur U woord en deur U Gees vir ons wil bring, mag ons dit werklik ter harte neem. Mag dit in ons ingaan en laat ons uit U woord uit sal leef. Ja Here, mag U in hierdie oomblikke ons gedagtes net so bietjie rustig maak, dat ons nie sal dink aan al die dinge wat nou nog vandag moet gebeur nie, maar dat ons hier waar ons as gelowiges by mekaar is, kan infokus op U woord en op die werking van U Gees, sodat ons U stem sal hoor. Ons gebed is, Here, dat U ook vandag en elke dag verheerlik sal word. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Matteus 1 vers 23. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Daar was 'n dominee in Rundu gewees, daar in die noorde van Suidwes, so aan die grens van Angola, wat vir die Ovambo gemeente wou verduidelik oor die oral teenwoordigheid van God, die alom teenwoordigheid van God. En die manier hoe hy dit vir die gemeente verduidelik het is, hy het gesê, stel jou voor, daar word 'n groot drom bo oor jou geplaas. En hierdie drom simboliseer God se teenwoordigheid. Met ander woorde, God is bo jou, God is onder jou, God is langs jou, God is om jou, God is orals. En toe het een van die gemeentelede gesê, dit is daarom 'n baie benoudende God hierdie. Nou, Psalm 139, waarna ons ook vandag gaan kyk, wil nie vir ons sê dat God 'n benoudende God is nie. Psalm 139 is eintlik 'n Kerspsalm wat vir ons wil kom sê dat God so naby aan ons is, dat hy hier by ons is, hier waar ons as gelowiges by mekaar is, hier is God. God is die God wat by ons is. Matteus 1 vers 23, hy is Immanuel, God met ons.
En dit is wat Kersfees ook vir ons wil kom sê, dat God werklik by ons is. Dat God nie daar ver is nie, maar dat God hier is. Dat hy hier in ons midde is, dat hy neffens ons is, dat hy by ons is. En ek wil vandag vir jou die vraag vra, en ek wil hê jy moet regtig waar daaroor dink. Hoe sal jou daaglikse lewe en jou daaglikse optrede anderster lyk, as jy regtig glo dat God oral en altyd by jou teenwoordig is. Maar dat hy nie net by jou teenwoordig is nie, dat hy jou ook ten volle liefhet, en dat hy jou ten volle ken, en dat hy jou ten volle verstaan. Hoe sal jou daaglikse lewe anders lyk, as jy weet, God is oral by jou. Hy ken jou, hy verstaan jou, en hy het jou lief. Die Here God ken vir jou, as sy kind werklik. U omsluit my van alle kante, vir die koorleier van Dawid, 'n psalm. Here, U sien dwars deur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Hierdie woorde is oorweldigend. God ken jou werklik. Hy ken jou gedagtes nog voordat dit by jou opkom. Hy ken die woorde wat jy gaan sê nog voordat jy dit sê. En dit is nie 'n benoude gevoel nie. Dit is 'n bevrydende gevoel dat God jou ken. Hier waar jy sit in jou eie situasie, in jou eie bekommernisse dalk, in jou eie vrese wat jy mag hê, maar ook in jou vreugdes wat jy het. God ken jou. En jy kan na God toe kom met daardie sekere wete dat hy jou ken. En dit is wat Kersfees vir ons kom sê, dat God ken jou, dat hy jou liefhet, dat hy jou verstaan en dat hy by jou is. En ek wil weer vir julle die vraag vra. Hoe sal jou daaglikse lewe en jou daaglikse optrede anderster lyk, as jy regtig glo dat God oral en altyd by jou is? Dat hy jou liefhet en dat hy jou verstaan. Dat hy daar is in die diepste nag, in die diepste donker en op die hoogste hoogte. God is daar om jou te dra en God is daar om jou te beskerm. Hoe sal jou lewe verander as jy dit werklik glo? God is oral teenwoordig. Nie om te vang nie, maar om te beskerm. Waarheen sou ek gaan om die gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan lê ek in die doorderyk, is U ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei U my hand. Hou U my regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. Hier probeer die psalmdigter wegvlug. Hemel, doderyk, ooste, weste, donkerte, maar oral is God, om jou te omsluit met sy teenwoordigheid, om jou vas te hou, om jou te beskerm, maak nie saak wat gebeur in jou lewe nie. God is daar
om jou te ontvou. God is daar om jou vas te hou. Maar dan beteken dit ook dat ons God moet vertrou. Dit is een ding om te sê, ons glo dit, maar dit is 'n ander ding om te sê, ek vertrou God met my hele lewe, met my hele wese. En die storie word vertel van 'n jong seun wat op 'n vliegtuig was, en hy het op sy eie gesit daar in hierdie vliegtuig. Maar daar was 'n klomp ander groot mense, volwasse mense rondom hom gewees, maar hy was die enigste jong seun wat gelyk het of hy op sy eie vlieg. En daar het 'n geweldige storm losgebreek en hulle het deur die storm gevlieg en die vliegtuig het vreeslik geruk en geskit. En die mense was almal vreesbevange in die vliegtuig gewees, maar hulle het opgelet dat hierdie seun was glad nie bang nie. Na die tyd, toe die storm verby is en die vliegtuig weer rustig vlieg, toe gaan daar 'n man na hierdie jong seun toe. En hy vra toe vir hom, seun, hoekom was jy nie bang gewees nie? Toe sê hy, my pa is die vlienier, ek is nie bang nie. Sien jy wat gebeur, sy perspektief verander. Hy sê sy pa is die vlienier, sy pa sal sorg dat hulle alright is. En dit is wat die Here ook doen. As ons sê ons vertrou die Here, as ons sê ons vertrou hom met ons lewe, dan sê hy ook vir ons, maar onthou dit. Onthou dit wanneer jy deur moeilike tye gaan. Onthou dit wanneer jy deur beproewing gaan. Onthou dit op 'n dag soos vandag, wanneer Kersfees dalk vir baie van ons 'n vreugdevolle dag is, maar vir baie ander mense is dit 'n dag van diep verlange. Vir baie mense is dit 'n dag van verlange, van mense wat nie meer hier is nie, en baie van ons weet nie of ons mekaar weer gaan sien nie. Maar die een ding wat ons kan sê is, ons vertrou op die Here. Die Here is die vlienier in my lewe. Die Here is in beheer van my lewe. Die Here is Immanuel, God met ons. Hy is die een wat na ons toe gekom het, wat nie daar ver is nie, maar wat hier by ons is, wat by jou is. Dit is een ding om dit te glo. Dit is een ding om in die Here te glo, maar dit is 'n heeltemal 'n ander ding om op die Here te vertrou. Vertrou jy die Here, dat die Here werklik die vlienier van jou lewe is? Dat hy die een is wat in beheer is? Ek wil weer vir jou vra, hoe sal jou daaglikse lewe, hoe sal jou daaglikse optrede verander, as jy nie net weet God is altyd by jou nie, maar dat hy die een is wat jou beskerm tot in alle ewigheid. En dat hy die een is wat jou gemaak het, wat jou besonder uniek gemaak het. Jy is 'n wonderwerk, geskep, gemaak deur God. Jy is vir God spesiaal, en God het jou vir 'n doel gemaak. Hoe sal jou lewe verander as jy dit werklik glo? God het ons gevorm. Ons is sy persoonlike wonderwerk. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir u verborge, toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê.
Die psalmdigter is verwonderd. Hy het een belangrike ding ontdek, die Here het hom gemaak. Die Here het hom geskep. En die Here werk anderster as wat ons as mense werk. Ons as mense is baie keer in die massaproduksie in. Ons hou daarvan om dinge te dupliseer. As ek vandag 'n Coke drink, verwag ek dat die Coke wat ek vandag drink, dieselfde sal proe as die Coke wat ek môre gaan drink. Ons hou daarvan dat die dinge gedupliseerd is. Ons hou daarvan dat die dinge dieselfde is. Maar wat jy vandag moet hoor is dat God is nie in die massaproduksie nie. God het jou spesiaal gevorm, op 'n spesiale manier, uniek aan mekaar geweef, diep in die skoot van jou moeder. Jy is op 'n unieke wyse gemaak. In 2013 is daar deur 'n klomp Italiaanse wetenskaplikes 'n studie gedoen en hierdie studie het bepaal dat jy 13,72 maal 10 tot die mag 13 selle in jou liggaam het. Nou die van julle wat goed is in wiskunde kan dalk gou daardie som maak om te kyk hoeveel triljoen selle dit is. En die studie sê ook dat ons 79 miljoen triljoen althans breinselle het. En dat elkeen van ons uniek gemaak is en as jy jouself kon herproduseer, is die kans 1 uit 10 triljoen dat jy sou opeindig as jouself. Wat probeer ek vir ons sê? Die Here het jou op 'n unieke manier gemaak. Die Here kom sê vandag hier op Kersdag vir jou, ek het jou uniek gemaak en ek het jou lief in jou uniekheid, in jou manier, in jou gawes en jou talente wat ek vir jou gegee het ek jou lief, het ek jou gemaak. As die Here wou gehad het, jy moes iemand anderster wees, dan sou jy iemand anderster gewees het. Maar die Here het besluit dat jy vir hom kosbaar genoeg is, dat hy jou wil maak soos wat jy is. En die groot probleem is, ons maak baie keer nie vrede met wie ons is nie. Ons wil graag soos iemand anderster wees. Ons wil graag soos daardie persoon of soos daardie persoon wees. As die Here wou gehad het, jy moet iemand anderster wees, dan het hy jou iemand anderster gemaak. As die Here wou gehad het, jy moes 'n celebrity wees, dan het hy jou 'n celebrity gemaak. Ek het nou die dag ook 'n onderhoud gesien wat hulle met klomp bekende mense gehou het, en hulle vra toe vir hierdie bekende mense, as jy enige iemand in die wêreld kan wees, wie sal jy wil wees? En nie een van hulle wil hulle self wees nie. Hulle wil almal iemand anderster wees. Die een ou het daarom erken, hy sou graag sy vrou wou gewees het, want sy het die goeie lewe. Maar feit is, geliefdes, die Here het jou gemaak op 'n kosbare manier. Die Here het vir jou 'n tyd gegee om hier op aarde te leef, om sy vingerafdrukke op jou lewe neer te sit, sodat jy jou vingerafdrukke en jou voetspore in die wêreld kan los. Die Here het jou gegee as geskenk vir jou man, vir jou vrou, vir jou kinders, vir jou werk, vir jou kerk, vir die samelewing. Die Here het jou gegee om ten volle vir hom te leef. Om ten volle vir hom te leef. Om met alles wat jy is en alles wat jy het, vir hom te leef. Vandag hier op Kersdag kom herinner God ons dat hy Immanuel is, dat hy God met ons is, dat hy in 'n unieke verhouding met jou staan, dat hy jou uniek geskape het en dat hy 'n doel het met jou lewe. God kom herinner jou daaraan. Hy kom herinner jou daaraan dat hy intiem besig is in jou lewe. En as jy besef dat God intiem besig is met jou lewe, dan begin jy self die vraag vra, maar Here, is my lewe in ooreenstemming met dit wat U wil hê ek moet wees?
Praat ek op die manier wat U wil hê ek moet praat? Leef ek op die manier wat U wil hê ek moet leef? Leef ek die lig, die hoop van Kersfees uit in die wêreld daar buite? As ons besef dat Jesus intiem betrokke is by ons lewe, dan bring ons dit soos Dawid hier in Psalm 139 vers 23 en 24 sê, dit bring my om te vra, deurgrond my o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog of my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Vandag is jy dalk hier uit dwang. Vandag voel jy dalk jy moet hier wees, omdat jou vrou gesê het jy moet hier wees, of omdat dit nou Kersdag is, en dit is nou die 1 jaar, of die 1 dag in die jaar wat jy by die kerk uitkom, en dan het jy ook nou jou porsie kerk gehad vir die jaar. Maar ek weet dat die Heilige Gees jou ook vandag geroep het om hier te wees, om hierdie spesifieke vraag te antwoord. Deurgrond my o God, deurgrond my en kyk of is ek op die regte pad? Is ek op die beproefde pad? Wil jy nie hierdie Kersfees gebruik om weer opnuut te bely en opnuut vir die Here te vra, soos wat ons ook sing nie, wie glo in Jesus Christus, word sy eiendom? Wil jy dit nie vandag opnuut vir die Here vra, Here, mag ek U eiendom wees nie? Want die Here sê jy is. Hy gee die reg tot kunskap aan die wat glo in hom. En juist daarom juig ons harte opnuut die Kersfeestyd. Ons Heiland, ons Verlosser is gebore. Vertel dit wêreldwyd. Ek wil afsluit met die woorde. Die Here het jou lief. Die Here het jou gemaak. Die Here het jou op 'n besonderse manier gemaak. En ek wil nog een laaste storie vertel. Dit is 'n storie van 'n seentjie wat met baie moeite en baie lank 'n bootjie gebou het. Hy het die perfekte bootjie gebou. En op 'n dag toe hy nou klaar hierdie bootjie gebou het, toe vat hy die bootjie na die dam toe en hy maak 'n garingkie vas aan die bootjie sodat die bootjie kan seil daar op die dam. Maar die garingkie breek toe los en die bootjie is daar weg en hy is baie hartseer want hy kry nie sy bootjie nie. En later, 'n paar weke later, loop hy in die dorp en hy sien daar in die pandjieswinkels se venster, daar staan sy bootjie en hy hardloop toe in daar by die pandjieswinkel en hy sê vir die oom, dit is my bootjie wat daar staan, ek het hierdie bootjie met my eie hande gemaak. En die oom sê vir hom, nee seun, dis my bootjie, as jy daardie bootjie wil hê, dan sal jy hom moet koop, En die seun is huis toe, hy het sy spaarblikkie leeg gemaak en hy het al die geld wat hy het hy gevat en hy is terug na die pandjieswinkel toe en hy sê vir die oom, hier is al die geld wat ek het, kan ek nou asseblief my bootjie terugkry? En die oom sê vir hom, is reg, hier is jou bootjie vir jou terug. En toe hy daar uitstap by die pandjieswinkel, toe vat hy daar die bootjie so vas en hy druk die bootjie so vas en hy sê, bootjie, jy is nou 2 maal myne, ek het jou gemaak en ek het jou gekoop. En dit is wat Jesus vir ons doen. Hy het jou uniek gemaak en op die kruis op Golgotha het hy jou gekoop, sodat jy vir ewig en vir altyd aan hom kan behoort. En dit is die boodskap van Kersfees. Dit is wat Immanuel beteken. God is met ons. God is by ons. God sal jou dra, waar jy ook al moet gaan, nou en vir altyd. Amen. Here, mag ons hierdie Kersdag opnuut herinner word dat U Immanuel is.
dat U ons persoonlik gemaak het, dat U ons ten volle ken en dat U met die kosbare bloed van Jesus Christus vir ons betaal het, om ons U sin te maak. Here, as ons dalk afgedwaal het, mag ons weer terugkeer na U toe. Mag ons sonde bely en mag ons op hierdie Kersdag weer opnuut op U as ons redder vertrou. En mag ons elke dag leef tot eer en verheerliking van U groot en U heilige naam. Amen. Ontvang op hierdie Kersdag die seën van die lewende God. Die genade van ons Here Jesus Christus, wat vir ons gebore is, gesterf het en opgestaan het en lewe. Die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen, 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 Die Here draai sy gesig